Goeiedag, ek hoop dit gaan onder omstandighede goed met jou. Is dit nie wonderlik om sommer net in die Here se teenwoordigheid te kan wees nie, te kan mens wees nie? Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here gewoon alles van ons weet nie, en dat dit wat binne in ons harte en ons lewens aangaan, dat ons dit enige tyd met die Here kan deel nie, dat ons sommer mag voel dit wat ons voel vir die oomblik nie, en dat die Here te midde van dit alles vir ons altyd deur tegemoet kom nie. Ek dink aan Matteus 11 vers 28 wat sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind in julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Hemelse Here, baie dankie dat ons in hierdie dag ook voor U kan kom. Here, dankie dat ons heeltyd bewus kan wees van die feit dat U lewe. Dat ons bewus kan wees van die feit dat U is. Dankie dat ons bewus kan wees van die feit dat U vir ons omgee, dat U in ons lewe, in ons wêreld waarin ons is, teenwoordig is. Dankie dat ons in U teenwoordigheid mag tuiskom, net soos wat ons is, met die gevoelens en die ervarings, met daardie emosies wat dalk deel van ons lewe mag wees. En dankie dat ons regtig by wyse van spreuke op U skoot kan kom sit en asof die hoogstes van die hoogtes kan beleef, om sommer net naby aan U te wees. Here, daar is so baie dinge in die lewe wat ons gewoon nie verstaan nie. Daar is so baie dinge wat ons nie kan begryp nie. Daar is so baie dinge wat bo ons verstand is. Maar te midde van dit alles weet ons dat ons 'n lewende Here aanbid in Christus deur sy Gees, wat al die tyd by ons teenwoordig is, wat in staat is en wat ook in ons lewe die verskil kan maak wat ook nodig is. U doen dit elke dag. Here, op elke terrein van ons lewe is U teenwoordig, en ons prys U ook in hierdie dag, en ons loof U in die naam van Jesus Christus, wat ons Here is. Amen. Kan ek jou groet in die naam van die Here, genade vir jou, barmhartigheid, vrede. Dit alles word vir jou ryklik geskenk van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, en ook van die Heilige Gees. Amen. Die afgelope tyd het ek nogal die voorreg gehad om weer vir 'n oomblik by die see te wees. En ek is nogal 'n see mens, baie mal oor die see. En maak nie saak wat se soort van seisoen dit is nie, of hoe die see lyk nie, dit maak my altyd opgewonde om daarna te kyk. En as ek in hierdie afgelope tyd, half en weer, wat nie baie gemaklik was nie, na die see gekyk het, dan het ek soveel verskillende kante van die see gesien. Terwyl die winde besig was om te waai, geweldig te waai, sodat jy nie eens eintlik uit jou motor kan uitklim nie, voel asof die deur wil wegwaai, en ek kyk na die see, dan is dit asof die see sommer so ekstra sterk is, asof dit besig is om sy branders sommer met geweld uit te gooi, daar op die strand aan die ander kant. Besef 'n mens iets van die grootheid daarvan. Ander kere, as ek na die see kyk, vroeg in die môre, as ek daar sou verbydraf, dan is dit die son wat besig is om op te kom, en dan is die see so helder verlig. En dan is dit so mooi wanneer die son se strale op die see val. Ander keer, dan sou ek na die see kyk, dan is dit asof die see sommer so donker is, asof dit so 'n stuk diepte binne in homself het, 'n stuk geheimenis binne in homself het. Ander kere, dan is dit asof die see kalmer is, maar dan is daar soveel verskillende kleure, 'n stuk veelkleurigheid, iets van 'n turkoois wat op die see lê, dat jy kwaliek kan sê dat die see blou is. As 'n mens binne in die see sou wees en jy sou swem, dan kan die een oomblik kan dit wonderlik wees, is dit asof jy op die golwe kan ry en sommer so binne in die golwe kan dryf.
net om die volgende oomblik ook weer te beleef hoe die see jou uitrol na buitekant toe, met sommer so 'n klomp sand wat daarmee gepaard gaan. Soms kom jy by die see, en dan wil jy graag gaan swem, en dan staan daar bordjies wat sê, jy kan nie swem nie. En as jy gaan navraag doen, dan sal jy hoor, maar daar is E. coli of iets in die see, en die strande is nie veilig om te swem nie, of daar is sardiens wat daar is. Ander keer kom jy by die see, en dan besef jy, maar kyk hoe lyk dit, van dit lê net van plastiek en allerlei dinge aan die buitekant, soos wat, as dit gereën het buitekant, hierdie strome wat binne in die see inkom, letterlik golwe of vloede is, van al die gemors wat buite in die omgewing mag wees, wat in die see ingestort is. Wat is ek besig om vir jou te sê? Ek sê, dat die see nie in homself iets is, sommer net in homself bepaalde mag het nie, maar dat die see eintlik binne in homself, as 'n mens dit kom personifieer, sekere ervarings binne in hom mag hê, wat alles van buite kom, en wat maak dat die see op 'n manier sou optree, en sou lyk, wat soms vir ons mooi is, aanloklik is, wonderlik is, maar aan die ander kant vir ons soms bedreigend kan wees, dat jy sê, ek wil net nie daar naby wees nie, dat 'n mens iets van daardie prentjie binne in jou kop kan kry, van dit wat destyds in die film was, van The Perfect Storm, iets van hierdie massiewe golwe, waar jy kwaadlik met jou grootste boot dit sou kon inwaag. Nou, is dit mos maar so, dat die see nie 'n keuse het, oor wat besig is om te gebeur nie. Dit gebeur gewoon. Hy kan nie eintlik besluit daaroor nie. Hy kan nie eintlik besluit wat besig is om met hom te gebeur, en oor hoe hy moet reageer nie. Die wyse waarop die son besig is om in te breek, elke dag. Die invloed van die maan, die invloed van die winde, as daar 'n tsunami sou kom, die invloed van aardbewings wat onder in die see sou gebeur, wat besig is om letterlik hierdie gemassiewe getuiggolwe te veroorsaak nie. Hy het nie regtig 'n besluit oor wat hy, wil 'n mens amper sê, met sy emosies sou kon maak nie. Dis nogal my metafoor om met jou te praat vandag, om te sê dat daar is so baie dinge wat eintlik in die lewe met ons gebeur en rondom ons gebeur, waaroor ons nie eintlik beheer het nie, en wat dan baie keer binne in ons lewens ingaan. Ons word letterlik beïnvloed deur alles wat rondom ons besig is om te gebeur, waarvoor ons nie altyd beheermeganismes het nie. En ek wil nie regtig met jou kom praat oor die tegniese van gevoelens. Wat se gevoelens primêre gevoelens, of wat se gevoelens sekondêr by jou mag wees, en wat die verhouding mag wees tussen gevoelens en emosies nie. Ek praat sommer net gewoon van gevoelens wat jy binne in jouself mag hê, waaroor jy nie regtig beheer het altyd nie. En wat 'n mens vanuit die feit dat ons etiese wesens is, besluit wesens is, dat ons gemaak is na die skaduwee van God, dat ons op 'n manier met hierdie gevoelens kan werk, en dit op 'n manier kan bestuur, en dit ook in 'n rigting kan bestuur. Psalm 102 is 'n klagpsalm. Dis 'n persoon waar, is 'n situasie waar 'n hulpeloos persoon sy klag eintlik voor die Here uitstort. Maar baie belangrik is, in terme van hierdie psalm, is dat die gevoelens nie net alleen vanuit homself gebore sou wees nie, maar dat dit eintlik ook kom vanuit die weier situasie waarbinne hy is. Mense in terme van 'n ballingskaptyd, 'n moeilike tyd, wanneer alles ook stikkend is, in die mate waarin die geloofsgemeenskap geraak is, en hy die belewenis het dat God ook teenwoordig is of iets te doen het
met hierdie situasie wat deel van sy lewe is. En hy hierdie klag uitstort en dat sy klag nie eintlik net gewoon 'n klag van 'n individu is nie, maar 'n klag wat weier besig is om uit te gaan. En dan is daar 'n hele klomp metafore waarin die gevoel van hierdie persoon besig is om uitgestort te word voor die Here. Ervarings wat binne in hom mag aangaan. En dit is so, dat as 'n mens dit kry binne in 'n psalm, dan verstaan 'n mens mos maar ook, dat dit 'n manier is, waar die digter ook besig is om te skrywe, en te vertel, dit wat hy besig is om te beleef. En as 'n mens dit binne in die Bybel kry, dan sê dit mos vir jou, maar dis oukei om te mag voel, dis reg om te mag voel, dis reg om te kan ervaar, dis reg om emosie te kan beleef, dis reg om emosies te kan uitspreek, daarvan te kan praat, en dit ook na God te bring, en dit te kan verbaliseer, om dit uit te bring. Want gevoelens maak baie keer mense ongemaklik. As ek op 'n sekere manier voel, as iets my getref het, of die wêreld rondom my getref het, myself getref het, my gesin getref het, my familie getref het, my gemeenskap getref het, die kerk mag tref op 'n bepaalde manier, die wêreld mag tref in 'n wyeer manier, dan is dit so intens, en is ek ook geregtig om iets daarvan te kan sê, want die Bybel is so vol ook van klagliedere van enkelinge, klagliedere van groepe, wat hulle hart ook voor die Here mag uitstort, en ons voel partykeer ongemaklik met ons gevoelens. Sien, ons gaan deur 'n traumatiese tyd, dan is dit nie vir ons maklik om dit te sê nie, dan sê ons, maar ek kan eintlik ook nie met die Here hieroor praat nie, want die Here is eintlik so goed vir my, ek voel heeltemal skuldig daaroor, as ek daaroor praat. As ek met iemand anders daaroor praat, gaan hulle net die hele tyd voel, ek is besig om te kla. So ek maak bietjie ongemaklik met die gevoelens wat ek binne myself sou kon hê. Wanneer iemand anders met my sou kom praat, en met ons sou kom praat, as individue, en vir ons kom vertel, maar, joh, ek voel so en so, dan weet ons nie eintlik wat om met daardie persoon se gevoelens te maak nie. En dan wens ons eintlik net, dat die gesprek baie keer in 'n ander rigting sou verloop, want uiteindelik is daar mos so baie dinge, waarvoor 'n mens kan dankbaar wees. Waaroor sou jy nou wou kla? En dan beteken dit, vir eintlik die klagpsalms, vir eintlik die klaagliedere, vir die klaagliedere van Jeremia, vir dit uit. As jy voel, dit hoort nie daar nie, skeer daai bladsye uit die Bybel uit. Want die punt is dat ons mag voel, dat ons klag ook in ons hulpelose mensheid voor die Here mag uitstort. Nou as ek in Psalm 102 lees, dan vertel dit iets. Nou as ek sien wat hierdie persoon besig is om te skrywe, binne in die eerste deel, want ek wil eintlik 'n tipe van 'n beweging maak, van klag af na via getuienis na hoop toe. Dan, as ek na hierdie persoon sou kyk en ek dit lees, dan is dit vir my absoluut die simptome van iemand wat in uiterste depressie ly. Want al hierdie dinge dui op 'n tipe van 'n massiewe depressie waarbinne iemand is, dat ek amper sou wil sê, jong, as jy so voel, dan voel dit vir my, jy moet dalk by die psigiater uitkom, jy het die regte medikasie nodig, jy het regtig psigoterapie nodig, jy het terapie nodig van terapeute wat uiteindelik met jou kom werk. Dalk sou dit goed wees as jy in een of ander kliniek sou opgeneem word, want dit is regtig nogal erg, dit wat jy beleef, want dit is op 'n emosionele vlak, dit is op 'n fisiese vlak, dit is op 'n geestelike vlak, waarin hierdie persoon geraak word. Kan ek vir jou 'n klompie van hierdie metafore lees, hier in die begin, in Psalm 102, die gebed, luister 'n bietjie, is iemand wat besig is om met God te praat, wat besig is om sy hart uit te stort, wat besig is om eintlik sy gevoelens op 'n manier ook te verbaliseer, wat na God se kant toe. Gebed van 'n hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan.
en hy sy klagte uitstort voor die Here, dan sê hy, Here, luister tog na my gebed, hoor tog my geroep om hulp, moet U tog nie van my afsydig hou nou dat ek in die nood is nie, luister tog na my wanneer ek U aanroep, verhoor tog gou my gebed, en dan sê hy, al hierdie dinge wat hy beleef, want vir my verdwyn die dae soos rook, my liggaam brand soos vuur, ek is verskroei en uitgedroog soos gras, ek het alle eetlus verloor, ek het net vel en been geword van al die pyn, ek voel so verlate, soos 'n pelikaan in die woestyn, soos 'n uil tussen mirasies, as ek wakker word, voel ek soos 'n eensame voël op 'n huis se dak, die dae deur verneder my vyande my, die wat my so verkleineer, gebruik my naam as 'n vloekwoord, as is my daaglikse brood, wat ek drink is met my trane gemeng, want U toorn en U gramskap het my getref, U het my verwerp en weggegooi, soos 'n skaduwee wat lank word is my lewe naby sy einde, ek is soos verdroogde gras. Hoor jy iets van die belewenis van iemand, as iemand by jou kom sit en vir jou sê, wat is ook voel, ek dink sommer aan Job, die verhaal van Job, dit wat agter die gordyn gebeur, weet 'n mens nie regtig nie, wanneer die Satan sy besoek aan God bring nie, sy besoeke bring nie, maar wat gebeur, is dit wat Job beleef het, en in die mate waarin hy voel, maar ek het nie eintlik iets verkeerd gedoen nie, maar die pyn waar binne in hy is, sy verlatenheid, en aan die ander kant, die vriende wat so maklik probeer om antwoorde vir hom te gee, en dit alles te kanaliseer na hom toe, om te sê, jy skuldig, Job, maak dit reg, dan gaan dit alles weer beter met jou wees, maak net jou saak met God reg, partykeer voel 'n mens, maar my saak met God is nie verkeerd nie, maar hierdie is die dinge wat besig is om my te tref, dis deel van dit wat die geloofsgemeenskap van daardie tyd ook sou beleef het as hulle in ballingskap kom, dalk 'n tweede geslag van ballingskap, van ballinge, dit wat hulle beleef voor God, en wat hulle moet balanseer, met die innerlike sterktes wat binne in hulle is, met hulle pad wat hulle reeds met God geloop het, om te verstaan wie God is, en daarom hoef ek nie op die plek te bly waar ek is nie, natuurlik, is dit nodig dat ek daaroor praat. Natuurlik is dit nodig dat ek opkry. Natuurlik is dit waar, maar belangrik is dit om heeltyd binne in hierdie situasies wat partykeer uitmond in 'n negatiewe gedrag dalk van 'n ou self of moeilike gedrag, dat ek te midde van dit na God toe keer. Hoekom? Ek kan dit doen, want ek verstaan, want my getuienis lê binne in my, van 'n Here wat besig is om te verstaan, 'n Here wat besig is om te heers, 'n Here wat besig is om sy koninkryk in hierdie wêreld te bevestig, 'n Here wat nie alleen in my lewe nie, maar ook in die volk se lewe, en ook in die lewens van nasies, 'n verskil te wil kom maak. En hierdie moet eintlik, as 'n mens sê, in vers 13 moet dit eintlik begin met 'n maar dit sê, te midde van dit alles, U Here heers vir altyd. U is daar van geslag tot geslag. U sal ingryp en U oor Sion ontferm, want die bestemde tyd het aangebreek, die tyd om hom genadig te wees. Iets van hierdie stuk getuienis om te weet wie God is. Ons, U dienaar, het elke klip van Sion lief. Ons is bewoe oor sy pyn. En dan die nasies sal die Here vrees, en al die konings van die aarde sy mag, want die Here gaan Sion weer opbou, wanneer hy in sy mag verskyn. Hy luister na die gebed van die wat alles verloor het. Hy sal hulle gebed nie verag nie. Laat dit opgeteken word vir die geslag wat kom, sodat die nuut geskape volk die Here kan loof. Te weet, God is te midde van dit alles by my. Al is die oplossing nie nog noodwendig in die oomblik alreeds daar nie, dat God van altyd af getrou is, en ook my versigtinge hoor, wanneer ek my gebede voor hom uitstort, my klag voor hom uitstort, en hierdie tipe van ding, dat ek met God kan praat, moet eintlik 'n werklikheid word ook, wanneer ek met ander te doen het, en hierdie klag van hom, hierdie beweging, hierdie uitspreek, dit wat hy besig is om te doen, wil uiteindelik via hierdie stuk getuienis oor wie God is, wat hy besig is om te doen, dat hy altyd die nuwe wil hê, dat hy hoop wil hê, wil ook vorentoe beweeg, na die einde daarvan. Vers 24 sê, hy het my krag gebreek toe ek nog jonk was, hy het my lewe verkort, ek sê, my God moet my nie in die vleer van my lewe wegneem nie,
U is daar deur die geslagte heen. In die voortyd het U al die aarde gevestig en die hemele met U eie hande gemaak. Hoor sommer as jy Job lees, dan hoor jy al iets daar van Job 38 af. Die hemel en die aarde vergaan, maar U sal bly. Soos 'n kledingstuk versluit, so sal alles vergaan. Soos klere wat uitgedien raak, so sal U alles laat verdwyn. Maar U bly dieselfde. U jare het geen einde nie. En die hoop, dat alles uiteindelik ook weer, vanuit die pyn, in 'n nuwe situasie, 'n pyn, kort ei en 'n lang ei, sal beweeg. Ons nageslag sal die land bly bewoon. Ons nakomelinge sal veilig voor U woon. Klagliedere beweeg van die feit dat ek mag kla, dat ek mag voel, dat ek mag ervaar. Beweeg vorentoe, beweeg ook weer in dit via my getuienis, via my gebed, via my vertroue na 'n hoop, al het dit nog al die tyd nie heeltemal in vervulling gegaan nie. Kom ons wees mense wat ruimte maak. Mense wat kan lewe en laat lewe. En mag die Here daardie storms, daardie kleure, daardie dinge wat so binne in jou inwerk, dat jy ook kan sê, ek is in 'n krisis, 'n tydperk van onewewigtigheid, wat veroorsaak word deur faktore buite my, waaroor ek nie in hierdie stadium beheermeganismes het nie, dat die Here my ook daardeur lei, en my uiteindelik ook bring, by plekke waar daar waters is, waar daar rus is. Here, dankie dat ons vandag ook ons rus, ons vrede, ons kalmte in U kan vind. En dankie dat ons soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so tevredenheid by U mag vind. Selfs al verstaan ons nie, want selfverheffing en hoogmoed is daar nie by ons nie, Here. Ons maak ons nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo ons vermoë is. Ons vind ons rus en kalmte by U. Here, soos Psalm 31 ook sê, wag op die Here, nou en vir altyd. Ons wag op U. Ons wag op U meer, as wat die wagters op die môre wag. Die wagters op die môre, soos Psalm 130 dit ook verklank. Ons prys U in Jesus naam. Amen. En mag die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met jou en joune wees, elke dag, tot Jesus kom. Amen. Mooi dag vir jou. Geniet elke oomblik.